Dis Woensdag die 10de Junie en hier volg jou nuusbulletin op Stroom op. En ons eerste berig het 'n sakeman van Mbombela wat amper 2 maande gelede ontvoer is, eergister op 8 Junie veilig na sy huis in Shandon Estate teruggekeer. Kolonel Mangoseni Nkosi, woordvoerder van die Valke in Mpumalanga, het sy terugkeer bevestig en gesê die ondersoek duur voort. Die slagoffers is destyds in Von Bronstraat uit sy motor gedwing nadat sy voertuig in 'n botsing betrokke was terwyl hy saam met sy dogter op pad huis toe was. 2 verdagtes van 42 en 37 jaar oud is aangekla van ontvoering en gepoogde afpersing en hulle word vandag in die Nelspruit Landdroshof vir 'n formele borgtog aansoek verwag. Nog steeds in die Laagveld bemoeilik sterk strome en yskoue water die soektog na die vermiste 21-jarige student Zanandi Cholwane wat op 7 Junie in die Krokodilrivier verdwyn het nadat sy voertuig daarin gestort het. Luitenant-kolonel Jabu Ndubani, polisiewoordvoerder, het bevestig dat Cholwane se selfoon in die wrak gevind is, terwyl die liggame van die ander 2 insittendes, Vigo Godfrey en Tintswalo Koza, reeds op 7 Junie gevind is. Kaptein Potgieter van die Itlanseni duikeenheid het genoem dat hulle 'n gebied so groot soos 'n rugbyveld deursoek het en die soektog sal vandag 10 Junie verder stroom af voortduur. En verskoning, ek het gister na aanleiding van 'n berig wat ek ergens raak gelees het, gedink hulle het al die 3de lijk gevind, maar dit is toe nou nie so gewees nie. So verskoning vir daardie fout wat ek in gister se nuusbulletin gemaak het. Xenofobiese geweld het die afgelope weke in die Wes-Kaap opgevlam en 2 jong mans van 19 en 26 jaar oud is gisteroggend vroeg in hegtenis geneem vir die moord op die 27-jarige Mosambieker Thomas Chungwani op 30 Mei in Kwanantaba, Mosselbaai. Brigadier Novella Potelwa, provinsiale polisiewoordvoerder, sê die verdagtes sal donderdag in die Mosselbaai Landdroshof verskyn, terwyl die ondersoek na die moord op nog 'n Mosambieker, die 43-jarige Danilo Muyanga, op dieselfde dag steeds voortduur. In Bredasdorp is 'n 30-jarige man maandag in die hof aangekla as die vermeende leier van 'n groep wat 50 informele strukture afgebrand het en sy saak is tot 22 Junie uitgestel. Wessel Rabbits, munisipale bestuurder van die Kaap Agulhas munisipaliteit, het bevestig dat 214 ontheemde buitelanders tans in die Bredasdorp gemeenskapsaal gehuisves word. In verdere verwikkelinge rondom hierdie geweld in die Suid-Kaap is 2 mans verlede Saterdagoggend vroeg in die Mosselbaai omgewing doodgevind, waarvan een omstreeks 3 die oggend in die Nieuw Rest nedersetting en die ander 20 minute later in 'n hospitaal in Kwanantaba gevind is. Die provinsiale polisiekommissaris van die Wes-Kaap, luitenant-generaal Thembisile Patikeli, het gister saam met 'n hoë vlak afvaardiging na die Kwanantaba gebied in Mosselbaai gegaan om die skade te besigtig. Dis nou nadat daardie 55 informele strukture afgebrand is. Die leier van Rise Mzansi en voorsitter van die staande komitee oor openbare rekeninge, Zongezo Zibi, het maandag in Rosebank, Johannesburg gewaarsku dat mense op 30 Junie gaan sterf weens onwettige immigrasie en dat dit die ANC se skuld sal wees. Zibi het dit tydens 'n mediakonferensie bekend gemaak. Die polisie in Somerset Wes staan op die punt om die klapmisbende vas te trek nadat 'n 20-jarige buitelander verlede Vrydag omstreeks 9:30 die aand op 'n klein hoewe in Winery weg in hegtenis geneem is. Die 49-jarige huiseienaar is in sy regterboarm gesteek toe hy die rowers probeer voorkeer het, waarna die polisie en plaaslike boere die verdagte met behulp van infrarooi hommeltuie in die wingerde opgespoor het. Volgens kaptein Frederik van Wyk, polisiewoordvoerder, het die rowers juweliersware, paspoorte, kontant, skootrekenaars, selfone en 'n bronshouer met as gesteel. Andrei Pelser, voorsitter van die Stellenbosch Gemeenskapspolisieeringsforum, het die belangrikheid van samewerking oor grense heen beklemtoon om hierdie vlaag van landelike misdaad te stuit.
In Vryburg in Noordwes het die 32-jarige Samantha Reichardt maandag in die plaaslike Landdroshof verskyn nadat sy haar 39-jarige man René Reichardt Saterdag met 'n mes in die bolyf doodgesteek het. In Rustenburg het Corneille Engelbreg en Rodien Hatting Woensdag in die Landdroshof verskyn op aanklagte van moord en kaping na die dood van die 54-jarige Santi Botma. Svenati Gunja, woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, het gesê die saak is uitgestel vir 'n borgtog aansoek op 1 Junie nadat die polisie Botma se liggaam in die bosse naby die Dini Estate pad gevind het. Hierdie is 'n ou berig wat ingeglip het. Ons moet hom uithaal. Ek kan onthou ons het hom verlede week gelees. Die Johannesburg Metro wil voortgaan met 'n loonooreenkoms van 10,3 miljard rand vir stadsamptenare ten spyte daarvan dat die minister van Finansies Enoch Godongwana gewaarsku het dat die stad bankrot is en sy nasionale begrotingstoewysing in Julie weerhou kan word. Dada Moreru, die burgemeester, het aan die staande komitee oor openbare rekeninge gesê die stad het 'n verantwoordelikheid om hierdie historiese salarisstryd sedert 2015 op te los om dienslewering te verseker. City Power in Johannesburg ondersoek 'n vlaag van stroombreker diefstalle uit kragbokse op sy paadjies in buurte soos Fairland, Berario, Parktown en Sophiatown. Isaac Mangena, woordvoerder van City Power, het bevestig dat 15 stroombrekers onlangs in Parktown gesteel is, wat tot kragonderbrekings gelei het en dat 6 soortgelyke gevalle binne 'n paar dae in Fairland en Berario aangemeld is. Die owerhede is op die uitkyk vir 'n wit Toyota Etios met skade aan die voorste buffer wat moontlik deur die diewe gebruik word. Die burgerregteorganisasie AfriForum het die presidentskap gekritiseer oor die vertraging in die publikasie van die nasionale wateraksieplan. Ten spyte daarvan het president Cyril Ramaphosa gesê dit is gefinaliseer. Marie de Val, AfriForum se raadgewer vir omgewingsake, sê die regering se versuim om die plan te publiseer saai onsekerheid en ondermyn openbare vertroue. AfriForum het ook die minister van vervoer, Barbara Krisi, se voorstel vir 'n nuwe lisensieskyfieheffing om die padongelukke fonds te finansier as onsinnig beskryf sonder beter bestuur. Louis Boshoff, AfriForum woordvoerder, wys daarop dat die fonds tegnies insolvent is en in November verlede jaar 'n agterstand van 400 000 eise gehad het. Die staande komitee op openbare rekeninge ondersoek tans die fonds se bestuur en beplan om kriminele klagte teen die voormalige uitvoerende hoof Collins Letshwalu te lê weens jare se wanbestuur. Die Universiteit Stellenbosch se uitvoerende konvokasiebestuur is die bekommer dat die konsep taalbeleid vir 9 Junie 2026 die rol van Afrikaans en isiXhosa as akademiese tale verder sal verswak. Dr. Theo de Jager, president van die konvokasiebestuur, het gewaarsku dat Engels as die enigste gewaarborgde verstektaal behandel word, terwyl Afrikaans en isiXhosa afhanklik gemaak word van voorwaardes soos redelike uitvoerbaarheid. Die konvokasie dring aan op parallel medium onderrig en die instelling van 'n onafhanklike jaarlikse auditmeganisme om te verseker dat meertaligheid werklik beskerm word. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, moes gister op die sosiale platform X verskoning vra nadat 'n e-pos van sy stafhoof Jana Leroux wyd versprei en gekritiseer is. Leroux het 'n amptelike brief van die boereorganisasie FMD Response SA oor die back-and-closure krisis aan departementele hoofde, insluitend die direkteur-generaal Ramasoti Moketsa en adjunkt-direkteur-generaal Dipepemeneng Seragi aangestuur met die woorde "just receive for some amusement". Terwyl die Vryheidsfront Plus 'n dringende ondersoek en dissiplinêre stappe eis vir hierdie minagting van boere, het Andrew Morphew van FMD Response SA herhaal dat private veeartse dringend toegang tot enstowwe moet kry om die uitbreking binne 6 tot 8 weke te beheer. Die Oos-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het sy diepe kommer uitgespreek nadat meer as 60 vroue sedert Januarie vanjaar in die provinsie vermoor is. Mpumsi Suzile, woordvoerder van die lid van die uitvoerende raad Bokiwe Fanta,
het bevestig dat 16 vroue in Amatole, 12 in OR Tambo, 10 in Jokabe, 8 in Alfred Nzo, 7 in Sarah Baartman en 5 in Buffalo City gesterf het. In Kaapstad eis inwoners 'n dringende hersiening van die munisipale beplanningstribunaal wat besluite oor eiendomsontwikkeling neem. Bas Zuidberg van die Noordhoek Belastingbetalersvereniging en Rashad Davids van die Burgerlike Vereniging van Rondebos Oos beskuldig die stad daarvan dat hy die nasionale wetgewing verander het sodat lede langer as die wetlike limiet van 10 jaar kan dien. Die adjunkt burgemeester en komiteelid vir ruimtelike beplanning, Eddie Andrews, het die beskuldigings ontken en gesê die wysigings van die beplanningsverordening in 2025 was nodig om ervare professionele persone te behou, omdat nuwe rekrute moeilik is om te vind. Internasionale nuus: in Noord-Ierland het die polisie 'n 30-jarige Soedanese man in hegtenis geneem na 'n ernstige mesaanval in die noorde van Belfast laat maandag aand. Die slagoffer, 'n man in sy 40's, is in 'n ernstige toestand in die hospitaal nadat hy met 'n mes aangeval is. Die Britse eerste minister Keir Starmer het die voorval as weersinwekkend bestempel, terwyl die polisie mense gewaarsku het teen die verspreiding van vals inligting op sosiale media, wat spanning oor immigrasie kan verhoog. Intussen het honderde anti-immigrasie betogers gister die strate ingevaar, voertuie in 'n bus aan die brand gesteek en huise beskadig in reaksie op die aanval. 4 lande in Sentraal-Amerika is op 'n hoë gereedheidsgrondslag as gevolg van die nadering van die tropiese storm Christina, wat swaar reën en modderstortings kan veroorsaak. Die nasionale orkaansentrum in Miami het berig dat die stormwinde van 65 km/h dra en tot 30 cm reën in Nicaragua, Honduras, El Salvador en Guatemala kan bring. Luis Alonso Amaya, El Salvador se direkteur vir burgerlike beskerming, het bevestig dat 180 skuilings reeds ingerig is en dat skole vereers gesluit sal bly. In Kenia het die polisie gister traangas gebruik om betoging in Nanyuki uitmekaar te jaag teen 'n beplande Ebola kwarantainsentrum met 50 beddens by die Laikipia lugmagbasis. Die fasiliteit is bedoel vir Amerikaanse burgers wat in die Demokratiese Republiek van die Kongo aan die virus blootgestel is, maar plaaslike inwoners vrees dit sal die siekte na Kenia bring. Regteorganisasies het berig dat 2 mense reeds in vroeëre betogings hieroor gesterf het en verskeie mense is gister in hegtenis geneem. Die dodetal van die reuse aardbewing met 'n sterkte van 7,8 wat die suidelike Filippynse eiland Mindanao getref het tot 41 gestyg. Meer as 450 mense is beseer en duisende is haweloos gelaat, terwyl reddingspogings in die provinsie Sarangani vertraag word deur honderde naskokke. Die streekse burgerlike beskermingshoof Rodrigo Sosmena het gesê dat infrastruktuurskade beteken dat sommige gemeenskappe vir minstens 'n week van die buitewêreld afgesny sal wees. Die internasionale strafhof se beheerliggaam het sy hoofaanklaer, die 55-jarige Karim Khan, geskort, hangende 'n ondersoek na beweringe van seksuele misbruik deur 'n personeellid. In die Midde-Ooste het 'n Amerikaanse Apache helikopter naby die straat van Hormuz neergestort, maar president Donald Trump het bevestig dat die 2 vlieëniers ongedeerd is en veilig gered is. Die voorval val saam met 'n verdere toename van spanning nadat Jemen se Iran-beleide Houthi-groep aangekondig het dat hulle 'n algehele verbod op Israeliese scheepvaart in die Rooi See sal instel. Die Britse maritieme risikogroep Vanguard het skepe in die gebied gewaarsku om uiters waaksaam te wees, aangesien dit globale energiekanaalvloei ernstig kan ontwrig. In tegnologiese nuus het China se nasionale mediese produkte administrasie regulatoriese goedkeuring verleen vir die nuwe breinimplanting, die wêreld se eerste kommersiële indringende breinrekenaar koppelvlak.
Die toestel ontwikkel deur Neurical Technology en die Tsinghua Universiteit in Shanghai is goedgekeur vir volwassenes tussen 18 en 60 jaar wat aan kwadriplegie ly weens rugmurgbeserings. Die implanting vertaal breinsyne na eksterne robotiese handskoen wat verlamde pasiënte in staat stel om selfstandig te drink, te skryf en voorwerpe vas te hou. Ten slotte, die skerm in jou hand, vir die wat op fone kyk, vanoggend, is deels die rede waarom bevolkings wêreldwyd krimp. So wys 2 nuwe studies. In die Amerikaanse Nasionale Buro vir Ekonomiese Navorsing se jongste studie is the iPhone Birth Control, wat maandag uitgereik is, word gevra waarom die Amerikaanse geboortesyfer sedert 2007 met 22% gedaal het. Kenners het die afname aanvanklik aan die wêreldwye finansiële krisis van 2008 toegeskryf. Maar toe die ekonomie herstel en toe moes ander moontlike verklaringe gevind word. Toe sê hulle dis voorbehoeding, beter opvoeding onder vroue, stygende behuising en kindersorgkoste. Maar die ekonoom Caitlin Myers van die Middlebury College en haar student Ezekiel Hooper het ondersoek ingestel na die moontlike invloed van slimfone. En hulle het bevind dat die slimfone gou 'n alledaagse besitting geword het. En dat toegang tot die iPhone verband hou met 'n afname van tussen 4,5% en 8% in geboortes onder meisies en jong vroue van 15 tot 19 jaar. En tussen 3,2% en 6,6% onder vroue van 20 tot 24 jaar. Doch beduidende afnames is ook onder ouer vroue waargeneem. Maar daar is mense wat skepties is oor hierdie bevindinge. Maar jy het gedink televisie of 'n gebrek aan televisie daai tyd het gemaak dat my pa 6 kinders in die lewe gebring het. Lyk my hulle was reg geweest daaroor. Want hier wys die fone dan nou dat dit kan gebeur. Nietemin, hulle sê mos dis hoekom ouer mans vir jonger girls gaan. Dit is baie cheap om hulle happy te hou. Jy gee net vir hulle data. Dan sit